Vanoggend gaan ons eindig met hierdie sin, maar ek los die woord uit. Die Bybel is nie 'n boekie, dit is 'n toetjie. So aan die einde sal ek die woord invul. Wanneer ek Bybel lees, is dit die Here Jesus self wat na my toe kom. Dis Jesus self wat na my kom wanneer ek die Bybel lees. En ek wil graag as 'n teks gebruik, en dit is Lukas 24 vers 13. Op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie? Hy vra hulle toe, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag vandat die dinge gebeur het. En nou het 'n klomp vroue ons ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van die engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry, soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Hy sê toe vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword, toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelees het nie. Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. So net die eerste enetjie, Jesus kom self nader, terwyl hulle op pad is Emmaus toe, was in Jerusalem, Jesus is gekruisig, dit het hulle geweldig ontstel, en op pad soontoe, en Jesus, die lewende Jesus sluit by hulle aan, maar hulle weet nie dat hy is. En dan verduidelik hy vir hulle die skrifte, wat dan verduidelik wie hy is, en hoekom Jesus na die aarde gekom het, en dan wanneer hulle dan saam eet, gaan hulle oop, hulle herken Jesus, en dan is hy weg, en dan sê hulle vir mekaar, het ons hart nie warm geword, toe hy op die pad met ons gepraat, en vir ons die skrif uitgelees het. So die interessante daarvan is, voordat hulle geweet het, dit is Jesus wat saam met hulle stap, het hulle harte warm geword. Sy onsigbare teenwoordigheid, want hulle weet nie dis hy nie, het iets in hulle verander. En die belangrike om raak te sien is dat die Here Jesus verduidelik aan hulle die skrif, om hulle te laat verstaan wat gebeur het in Jerusalem. Hoe kom Jesus na hulle? Daar is niks dramaties wat gebeur nie, né? Niks dramaties nie. Hulle is op pad en 'n vreemdeling sluit net by hulle aan. En al wat Jesus doen is, hy luister, hy vra, hy verduidelik, en dan word hy sigbaar.
Belangrik om raak te sien en niks dramaties nie. Hy sluit net by hulle aan. Op hierdie stadium emosioneel is hulle gesigte somber, sê die teks, hartseer. Hulle sê ons het so gehoop, dis hy wat verlossing gaan bring en so hulle is teleurgesteld. En dan is hulle ontstel oor die paar vroue wat gekom het en gesê het, maar die graf is leeg. So hulle is hulle het hom gesien doodgaan, heeltemal verward, nou. Wat insig betref, sê Jesus vir hulle, julle het 'n gebrek aan begrip. Julle verstaan nie wat op Golgotha gebeur het nie. En dan sê Jesus vir hulle, julle is traag van gees, wat hy daarmee bedoel is, om vir hulle te sê, julle is stadig, julle glo moeilik die dinge oor my. Dit is bietjie stadig om dit te glo. Die ironie van hierdie gedeelte is dat hulle praat oor Jesus, hulle is ontstel oor Jesus, hulle is hartseer oor Jesus, terwyl hulle praat met Jesus. Sien julle die ironie? Hulle praat met Jesus, maar hulle besef nie dit is met wie hulle praat nie. Eers toe hulle oop gaan, besef hulle, maar dit was Jesus gewees. Na die ontmoeting, emosioneel, hulle harte brand, daar's 'n stuk verwondering en daar's 'n stuk opgewondenheid, hulle draai terug en hulle gaan om te vertel. Wat insig betref, hulle verstaan nou. Hulle verstaan nou dat Jesus moes sterf, dat Jesus opgewek word uit die dood. En hulle geloof, Jesus het vir hulle begin leef. Jesus wat hulle laas gesien het, wat aan 'n kruis gehang het en in 'n graf is, hy het vir hulle begin leef. Nou wanneer ons die Bybel oopmaak, dan is dit 'n ontmoeting met die Here Jesus Christus. En dis nogal belangrik dat 'n mens dit vir jouself sal sê, wanneer ek hierdie woord oopmaak, dan ontmoet ek die Here Jesus. So die Here Jesus, as daar staan, lees die Bybel. En daar is baie plekke in die Bybel wat sê, ons moet die woord van die Here lees, ons moet die woord van die Here bestudeer. Wanneer ek dit doen, dan is dit die Here Jesus wat by my wil aansluit. So wanneer ek Bybel lees, is dit nie so belangrik dat ek alles verstaan nie. Dis ook nie so belangrik dat my geloof op watter vlak dit ook al is, mag wees nie. Net waar ek is in my lewe, is waar die Here by my wil aansluit. Daai twee manne, is 'n baie slegte plek in hulle lewe. En dis daar waar die Here by hulle aansluit. So ek hoef nie die Bybel te lees en te sê, yes, ek verstaan nie, of yes, my geloof is nie fantasties. Glad nie belangrik nie. Ek moet net opdaag. Ek moet net opdaag en gaan sit met die woord op my skoot. En terwyl ek hierdie preek voorberei het ek hieraan gedink, dat ons sê baie graag en ons sê maklik, en dit is ook waar, maar dit is so 'n klein deel van die waarheid, dat die Bybel is 'n handleiding. Die Bybel is die handleiding vir my lewe. Julle hoor wat ek sê, dan word dit baie maklik net, hoe doen ek hier, hoe maak ek daar, hoe maak ek daar. Die Bybel is baie meer as 'n handleiding vir my lewe. Die Bybel is die manier waarop ek op 'n baie spesifieke manier die Here Jesus ontmoet in my lewe. Want in geloof gaan dit nie, ons Christelike geloof gaan dit nie oor al die reeltjies en do nie. Dit is ook belangrik, maar dit gaan in wese daaroor dat ek in die teenwoordigheid van die Here Jesus sal wees. Dat die persoon van die Here Jesus vir my die een wees, wie se nabyheid ek soek. Nie net 'n handleiding nie. Dan 'n oop Bybel. As ek gaan sit met 'n oop Bybel, dan is die Here Jesus teenwoordig. Dan is hy by my. En die wonderlike is dat wanneer ek die Bybel oopmaak, Jesus is net daar. Hy is net hier. Soos wat hulle gestap het, Jesus het net gekom, hy het net verskyn, hy het net begin saamstap. Jesus is net hier, daar is nie, ek hoef hom nie te nooi nie. Ek hoef nie te sê, hy moet nou hier wees, hy is net hier. Want hy is teenwoordig in en deur die woord. Hy is my stapmaat. So as ek die Bybel lees,
dan lees ek nie net ter wille van inligting nie. Want dit kan, my Bybellees kan baie maklik net word. Jo, dis interessant. Ek het nooit gesien dat die twee ding, dis ook belangrik, nee. Maar wanneer ek die Bybel lees, moet ek ingestel wees op die persoon van die Here Jesus, die stem van die Here Jesus en die aanraking van die Here Jesus. So, wanneer ek Bybel lees, moet ek vir myself sê, wat sê die Here Jesus vir my? Hoe hoor ek sy stem in my lewe? Hoe raak die Here my lewe aan deur hierdie gedeelte wat ek besig is om te lees? En dit het alles te doen met my gewone, alledaagse lewe. So elke keer, as ek gaan sit, en ek maak die Bybel oop, is die Here Jesus by my. Hy was voor die tyd by my, maar hy is in besonder by my deur die woord. Dan moet ek vir myself sê, ek lees nie net hier vir inligting nie, ek lees hier, want ek is nou saam met Jesus. En hy wil iets met my doen, en hy wil iets vir my sê, wat dit ook al mag wees. Iemand het gesê, of iemand het die beeld gebruik, en ek dink dis 'n mooi beeld om te sê, Bybel lees is soos om deur 'n troualbum te blaai. Hy het gesê, die Bybel is soos 'n fotoalbum van 'n bruilof. As jy nie die bruid en die bruidegom ken nie, is dit net 'n klomp mense in mooi klere. Jy kan die kleure analiseer, jy kan die ligging uitstippel, en jy kan die tyd van die jaar bepaal, is ek reg? Dis soos as jy hierdie vroue tydskrif oopmaak, bruid van die jaar, en hulle was hier en op hierdie plek, is ek reg? Maar wat jy mis, is dat jy mis eintlik die punt van die hele ding, en dit is die verhouding wat daar is. En jy mis die liefde wat daar is. Maar as jy die koppel ken, dan praat elke foto op 'n ander manier. Is ek reg? As jy nie die mense ken nie, is dit maar net, wow, nice. So is die Bybel. Sonder Jesus is die boek vol vreemde wette, gewelddadige stories en ingewikkelde briewe. Maar wanneer jy Jesus ontmoet, begin elke bladsy lewe kry. So wanneer jy die Bybel blaai, is dit soos 'n troualbum waardeur ek blaai, en ek weet nie wie die koppel is nie. Wanneer ek die Bybel lees, dan weet ek wie is die bruidegom, en ek weet wie is die bruid. Die bruidegom is die Here Jesus, die bruid is die kerk, die bruid is ons. So wanneer ek hom so begin lees, dan begin alles wat hier staan net op 'n ander manier met my praat. En dan is daar transformasie in saam wees. Ek het noudag so 'n eksperiment gesien, maar ek het nou nie dit klaar gekyk waar hulle gemifte suurlemoen gevat het, en toe het hulle nou 3 varses langs aan gesit, en die ene vasgesit aan die ander ene. En so met die tyd het die mif, nou ja, tot aan die ander kant gekom, nee. Die hele ding van dit, saam met wie jy is, beïnvloed hoe jy word, nee. Dit is net hoe dit werk. En wanneer ek hierdie tyd saam met Jesus spandeer, dan is daar 'n transformasie met my wat plaasvind. Dan begin ek verander. En ek wil dieselfde 3 kategorieë gebruik as vir die Emmausgangers. Emosioneel verander 'n mens. Wanneer ek gaan sit, nee, en ek lees Bybel, en ek soek die persoon, en ek luister vir die stem, en ek wil kyk, en ek kyk hoe die Here my wil aanraak, en ek is net in die teenwoordigheid van die Here Jesus, dan kom daar oor 'n mens 'n vrede en 'n rustigheid. Dan kom daar oor jou 'n besef van die liefde van die Here. Daai oomblik, in my eie lewe kan ek daarvan getuig. Ek het al baie tye in my lewe van geweldige emosionele onrus gehad. En partykeer hou dit ons verlang aan. Dit gaan nie, jy weet, dis nie goed. Die moeilik van die lewe gaan nie altyd sommer net verby nie. Dit vat partykeer baie lank. En in daai oomblikke van net saam met Jesus wees en hierdie vrae vra, daar kom net 'n rustigheid oor my lewe. Insig. Wanneer ek hiermee besig is, dan is daar nuwe insigte wat vir my oopgaan. En ek het daar geskryf dat my oë gaan oop vir baie goed. Maar onder andere waarvoor my oë oopgaan is dat as ek na Jesus kyk, dan sien ek die soort mens wat ek bedoel is om te wees. Dan leer ek by Jesus hoe ek moet lewe. En dan geloof, voor die tyd
het hulle gesukkel met geloof. Na die tyd het hulle begin verstaan en glo. Wat met my gebeur wanneer ek so 'n tyd saam met die Here Jesus spandeer, is dat my vertroue in die Here Jesus groei. Want die Here Jesus raak vir my al hoe meer en meer en meer reël. Raak al hoe meer en meer vir my 'n werklikheid. En net in daai tydjie wat ek saam is, niks dramaties gebeur nie. Niks, geen donderslae uit die hemel en weerlig wat slaan, niks. Net in daai oomblik van saam met die Here Jesus wees, word die Here Jesus vir my 'n werklikheid. En dan, saam met geloof, dan is dat hy word iemand oor wie ek praat. Hy word iemand oor wie ek praat, omdat ek hom so persoonlik, geleidelik leer ken. So wanneer ons Bybel lees, dan is dit die Here Jesus wat my nooi en sê, kom stap 'n rukkie saam met my. Of die Here wat sê, kom sit 'n rukkie by my. So die Bybel is nie 'n boekie, dis 'n plek. Maak dit sin? Die Bybel is nie 'n boekie, dis 'n plek.